Welkom by die groot ontbyt. Nou ja, as jy ingeskakel het, 'n goeie tyd. Ons sal selfs bietjie oor iets baie sensitief maar 'n gesprek wat almal moet hê. Nou spesifiek so by die 16 dae van aktivisme waar ons is. Gesels ons vandag met Erika Olivier. Sy is van die organisasie Operation Bobby Bear. Hulle is 'n menseregte organisasie in Amanzimtoti in KwaZulu-Natal. Hulle fokus ook spesifiek op kinders en wat die slagoffers was van seksuele misdaad. Dis 'n sensitiewe onderwerp, maar is iets waaroor ons nie altyd genoeg praat nie. Erika, welkom. Baie dankie en dankie dat julle my die geleentheid gee om op te kom. Dit is wonderlik om jou te gesels, Erika. Ons bietjie praat oor Operation Bobby Bear, spesifiek oor julle missie. Wie is julle? Wat doen julle? Vertel bietjie asseblief vir die kykers. Wat is die missie van Bobby Bear? Bobby Bear se missie is letterlik verkragte kinders wat seksueel molesteer word in ons dorp, maar nie net in ons dorp nie. Ons is in Amanzimtoti al jare, 25 jaar wat ek hier is. Maar die ding is, daai tyd ons die huis gekry het, ons het huis uit Holland uit gekry. Is dit maar net omdat ons daai tyd almal hier gebly het, maar soos byvoorbeeld, ek het die 1 Desember 'n kar wat opgaan Johannesburg toe met 3 kinders vir 'n hofsaak, vir kinders daarbo wat verkragt was. So ons werk oral, ons werk waar ons kan gebruik word, maar ons huis en waar die kinders, van die kinders wat ons nou het, bly in Amanzimtoti in die huis. Ons het 'n groot huis hier, maar ons missie is, ons kry kinders in wat verkragt is, en wat ons dan doen is, ons werk met 'n beer. Jy kan sien agter my is die beere. Jy weet, daar's niks erger as vir 'n kind om voor jou te staan en te sê, my pappa het my hier gevat, hy daar gevat, hy dit gedoen nie. Hulle doen dit als op die beer. Op die beer. Erika, vir die mense wat dalk nie weet en ons is nie altyd bewus nie, jy wat om die werk is, hoe lyk die syfers in Suid-Afrika? In Suid-Afrika as dit kom by kindermishandeling? Ek dink op hierdie stadium, die stats wys, daar word elke 3 minute 'n kind verkragt in ons land. Ag nee. Elke 3 minute word daar 1 kind verkragt. En dis nie die kinders wat ons van weet. Daar is soveel gevalle waar kinders gaan om te gaan rapporteer en niks gebeur nie. Hulle word nie gehelp nie, hulle val deur die stelsel en daai gevalle kom nooit by hof uit nie. En daai kind kry nooit die regverdigheid wat hulle verdien nie. Glad nie. Erika, terwyl jy nou praat oor die kinders wat dit wel gaan rapporteer en ons so baie wat nie eens rapporteer nie, wat is soms die nagevolge vir slagoffers wat dit gaan rapporteer? Ja, maar ek het daar uitgemis, kinders wat rapporteer. Is daar ooit 'n slegte nagevolge vir die kinders wat dit wel gaan rapporteer? Word hulle teen gediskrimineer of so iets? Ja, absoluut. Bobby Bear, ons is maar 18 dames wat hierdie werk doen. Ek dink ons is die enigste organisasie wat ek van weet in Suid-Afrika wat werk met die beer en wat ons storie kry van die kind af. Maar ek wens ons kan oral gewees het. Ek wens ons kan 'n Bobby Bear elke dorp gehad het. So daar is baie kinders wat wel gaan rapporteer en op die ou einde van die dag van dit partymal 2-3 jaar vir daai saak om in 'n hof te beland. Want ons kan nie oral wees nie. Ons het nie eers die geld daarvoor nie. Ons sukkel finansiëel en ons kry ook nie geld van die regering nie. So alles wat ons doen is basies wat ek moet geld insamel. Ek moet elke maand, elke dag is ek besig met veldtog om geld in te kry vir kos, spesiaal vir die kinders wat hier op die perseel bly. So ek wens ons kon in elke dorp in Suid-Afrika gewees het. Maar dit kos geld. Dit kos regtig baie geld en dit is nie geld wat ons het nie. Erika, jy praat nou van dinge wat jy nodig het, soos kos byvoorbeeld, en dat dit 'n daaglikse stoeiery is om daarby uit te kom. Wat se goed het julle nodig by Operation Bobby Bear is, behalwe nou vir kos? Is daar enigiets anders wat julle as kykers graag sal wil help? Is daar iets anders wat julle nodig sal hê? Weet jy, ek gaan baie eerlik wees en ek praat altyd uit my hart uit. Ons het geld nodig. Mense wil nie die ligte betaal nie. Mense wil nie petrol vir jou kar betaal nie. Hulle wil nie jou daaglikse koste betaal nie. En vir ons om die werk te doen wat ons doen. Ons kry nie 1 sent van ons regering nie. As ek nie golf daar reël nie of ek
sit nie op social media en kry kos in vir die kinders. Dis nou skoolvakansie. Ons sit met 'n huis vol kinders, dis kos elke dag, dis petrol. Ons klim in ons karre en ons ry uit na gevaarlike gebiede toe, om 'n kind te gaan optel, om na 'n huis toe te gaan, die deur oop te maak, daai kind te kry en in te bring. So, finansies is my grootste slapelose nag. Ek het slapelose nagte oor finansies, want dit kos, alles kos geld. Ons het nie skuld nie, Bobby B het nie skuld nie. Daarvan het ek seker gemaak oor die 25 jaar, maar dit is daai elke dag se geld. Die kinders wat ek op die oomblik hier het, gaan skool toe. Hulle gaan skool toe, dis skooluniforms, dis boekpakkette, en alles is net geld, en ongelukkig in ons land op die oomblik, ek dink daar is soveel bedrog, dat mense te bang is om geld te skend. En ons het 'n boekhoudster, ons het 'n auditeur, ek doen die Section 18A vir belasting. So ons ek dink na 25 jaar bewys dit daarom dat ons is wettiglik 'n goeie organisasie. Erika, hoe is julle verhouding met byvoorbeeld die polisie of ander organisasies? Kry julle enige ondersteuning, soos jy nou genoem het, as julle in die gevaarlike plekke in moet gaan, kinders moet gaan haal uit hulle omstandighede? Hoe moeilik is dit? Watter uitdagings is daar aan daai operasionele kant van julle organisasie? Nee, ek dink regtig waar ons het 'n baie goeie verhouding daar. Jy weet, dit het jare en jare gevat vir ons om met die polisie te werk en met die mediese, met die dokters wat die medies doen op 'n verkragte kind. So ons het jare en jare gewerk aan daai tipe verhoudings en jy weet, almal ken Bobby B, almal. Ek dink nie daar's mense wat regtig nie van ons weet nie, al is dit in 'n ander provinsie, maar ons het regtig nie 'n probleem nie. Daar kan ek vir jou eerlikwaar sê, as ek moet bel of een van my dames bel, ons kry die ondersteuning om in te gaan, spesiaal na 'n gevaarlike gebied, want ons is net vroumense, ons is 18 vroumense. Ons kry daai ondersteuning om in te gaan en daai kind te gaan haal en daar is mense wat ons help. Erika, dit is so 'n donker onderwerp vir meeste van ons, as ons aan die dink wat julle doen elke dag. Maar daar moet stories van hoop wees, anders gaan 'n mens nie aan nie. Het jy sulke stories wat jou in die gang hou, sulke stories wat die donker kant van wat 'n mens moet aanspreek, bietjie ligter maak? Nee, absoluut. Jy weet, net om vir julle 'n idee te gee, ons het so 'n paar jaar terug 6 kinders, Afrikaanse kinders gered wat op 'n ashoop gebly het. Hulle is almal boeties en sissies, en daai kinders was absoluut amper by die dood omgedraai. Van hulle het in die waakeenheid beland. En dit is nou 'n paar jaar later en dit was die moeilikste pad wat ons hier geloop het met daai kinders, maar hulle is op skool, hulle rapporte is fantasties, hulle van hulle het sport, hulle doen sport, hulle het KZN klere gekry vir hokkie. Jy kyk daai kinders vandag, kinders wat absoluut wild was toe hulle ingekom het. En nou is hulle gaan skool toe, hulle kies al hulle vakke vir volgende jaar, hulle doen goed met sport, en ek moet sê, maak nie saak waar ons die kinders heen vat nie, ons word altyd geprys vir hulle goeie maniere. Jy weet, dis kinders wat ons geleer bid het voor hulle eet, hulle bid voor hulle gaan slaap in die aand. Goed wat hulle nooit gehad het nie. En jy weet, dan het jy, ek het laasweek 'n dogter ingekry wat ons jare terug gered het. Sy was so erg verkragt dat sy letterlik ook in die waakeenheid beland het. En dan kom hulle terug met hulle matriekrol, of hulle eerste baba, of hulle graad universiteit. Dan kyk jy daai kinders, dan besef jy het 'n verskil gemaak. Daar is niks erger om 'n kind in jou arms te hou wat ingekom het verkragt, vol bloed nog nie, en daar is die woorde nie, daar is die woorde wat jy vir so 'n kind kan sê, as hy na jou kyk en vir jou sê, hoekom het my pappa dit aan my gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen? En dan jare later, kom daai kind terug om te sê, dankie, jy het my lewe gered. So dit is 'n passie, wat ons doen is 'n passie, daar is nie geld in wat ons doen nie. Hierdie is 'n passie wat ons doen, en elke dag, 365 dae 'n jaar, ons is 7 dae 'n week aan die gang met kinders, om vir hulle 'n stem te gee. Erika, jy help soveel kinders, en ons is heeltemal emosioneel in die ateljee. Maar,
Julle kan dit nie doen sonder finansies nie. En ons hoor dit, ons het weer gehoor wat jy sê en ons wil as groot FM as groot FM 'n groot ontbyt. Graag vir julle 'n bietjie van 'n bydrae gee, net 'n klein bietjie al, is dit net vir 'n bietjie elektrisiteit of krag of 'n bietjie petrol geld oor die vakansie, want ons voel as 'n televisieprogram is ons ook verantwoordelik om in ons gemeenskappe 'n verskil te maak. So hier's ietsie vir julle, maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan ook oor mense wat ons kan betrek, want ons is almal deel van 'n gemeenskap. En Evert Vosloo van Aluma Capital is ook hier by ons en hulle word ook 10 jaar oud soos ons hierdie jaar en hulle sal graag saam ook ietsie wil bydra. Evert, baie dankie vir Aluma Capital. Wat wil jy graag sê vir Erika? Dus ek weet ek is self verskriklik ontsteld eintlik. Jy weet dis 'n aardige storie. En jy weet 'n mens voel jy kan net 'n klein verskil maak waar hierdie mense hulle self toewy daaraan. Ja. Jy weet en ter ondersteuning daarvoor wil ons net graag vir hulle ook 'n bydrae lewer om te sê, jy weet, dankie vir die goeie werk en volhard asseblief. En jy weet dit het my nou redelik aangeraak hierdie so wat ek gaan doen is ons gaan hierdie R10,000 wat ons vir hulle skenk sal ek verder match sodat ons nog 10,000 gee, dan is dit dan R30,000 wat vanoggend na hulle toe kan gaan. Ja. Erika, ja, soos jy kan sien ons almal se drane vanoggend. Ek dink dit is 'n storie wat ons so na in die hart lê, maar ek dink dit is iets waaroor ons moet gesels en die feit dat julle dit nou 25 jaar steeds doen en lewens red, wil ons eintlik net sê opreg dankie. Dankie vir dit wat julle elke liewe dag doen. Baie dankie en dankie vir daai skenkings, spesiaal nou oor Desember. Jy weet mense maak nou Kersgeskenke reg. Ons pak right bags. Dis wat ons nou doen. Ons pak right bags. Want ons kinders, daar so toenaming van kinders nou oor hierdie periode met geweld en alkohol. So uit die diepte van my hart uit sê ek baie dankie vir daai skenkings. Ek dink nie julle besef wat dit vir ons sal beteken nie. Spesiaal nou oor hierdie Kersperiode. Baie dankie. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart uit. Julle is eintlik die sterre en die helde hier. Ons is net bly dat ons julle hande kan regop hou en julle in die gang kan hou. Baie dankie vir julle moeite. Evert, baie dankie dat jy daai wat jy nou daar gee gaan verdubbel. Dit is merkwaardig. Baie dankie Aluma Capital vir julle hulp ook. Dit is so voorreg. Dankie vir julle goeie werk, Erika. Nou ja. Baie dankie. Erika Olivier van Project Bobby Bear. Jy kan maar gerus Google hulle as jy ietsie wil bydra. Kom ons gooi 'n bietjie in, dis Kersfees. Moet kom nie. Sterkte Erika, ons dink aan jou en ons praat binnekort weer. Ons is nou weer terug.